Goeiemôre geliefdes. As ons vanmôre by mekaar kom, kom ons saam as die kerk oor die hele wêreld. Die kerk oor die hele wêreld is vanmôre 'n kerk wat dink aan die lyding van ons Here Jesus Christus. En dikwels as ons aan lyding dink, dan kan ons mos op na verskillende plekke van sy lyding kyk. En in oomblikke soos hierdie kan ons nadink oor wat is die boodskap. So die kerk in die wêreld vanoggend dink daaraan dat ons eintlik midde van 'n oorlog is. Midde van 'n oorlog is wat ons nie regtig eintlik 'n greep op kan kry nie. Ons verstaan nie eintlik nie. En as ons dit so 'n bietjie nader aan die huis bring, dan wil ons eintlik mos nou maar ook vir onsself sê, daar's dikwels oorloë wat afspeel in ons eie gemoed, in ons eie hart. Ook in die kerk. Daar waar 2 of 3 in sy naam by mekaar is daar dikwels ook oomblikke van oorlog, oomblikke van verwoesting, oomblikke van verlies. Verlies is en bly verlies. Verlies maak seer. En dikwels is verlies ook gekoppel aan wie ek is en wat ek geword het. En baie keer besef 'n mens verlies wanneer jy gaan stil staan by die graf van 'n geliefde of by die siekbed van iemand wat regtig baie siek is, wat op sterwe lê. En dan vra jy jouself die vraag af, maar wat is die waarde van my lewe? Wie is ek? Wie is ten diepste ek self? En dan neem ons so 'n bietjie voorraad op en dan begin ons kyk en sê, maar as ek na myself kyk, dan moet ek nogal sê, ek is nie noodwendig so trots op alles wat ek doen nie. Ek is nie noodwendig so trots op alles wat ek geword het nie. Ja, ek het dalk baie sukses behaal, maar in hierdie sukses is daar ook maar 'n spoor van verwoesting, 'n spoor van vernietiging. Hoe dink ons oor onsself? En onbewustelik word ons geraak deur baie dinge. Wat het jy as mens al alles verloor? En wat bly oor? Wat bly oor nadat jy alles verloor het? 'n Bekende skrywer skryf die volgende: dit was die bespotlikste van konings, die purpermantel, die kroon van dorings. En as die koning dors is, kry hy wyn, vonkelwyn, donkerrooi? Nee, liefs asyn. Vir ure het die groot spot aangegaan. Toe u hoogheid, wie het jou nou, wat het jy nou gedaan? Die gesel het gespeel oor sy rug, sy lyf was rooi van bloed. Op die koppie dryf hulle spykers deur sy polse. 'n Skouspel was dit vir die wat roep, red nou jou eie pas. Aan 'n kruis roep 'n man hard na sy pa. En sug dan verlaas. Water en bloed dra die boodskap van sy dood. Die aarde beef
en grafte beur oop. Dooies wat leef verskyn oral. In die tempel skeur die voorhangsel oor wat buite gebeur. Die son het ophou skyn. Dis 12:00 middag, maar die duister. 'n rou kleed duur tot 3. Die skepping rou en 'n groot stilte beaam. Die Seun van God is dood. Die Seun van God is dood. Terwyl ons sit, kom ons sing vers 1 en vers 3 van Is dit my koning? Ons bid saam voordat ons uit die woord lees en ons gaan saam in die woord lees uit Psalm 22. Here, ons is as die kerk oor die wêreld kom vanoggend by mekaar. Ontredderd, onseker, ontredderd van smart en vrees. Draai die verstotenis na U. Draai die ontredderders na U. En Here, ons gebed vanmôre is, goeie Here, verlos ons. Verlos ons in ons uur van nood. Sien ons onreg, ons pyn, ons swaar kry raak. Here, ons wonder waar U is. Ons wonder of U alles nog in beheer het. O allerheiligste God, o sterke God. Ja, Here, U is die God in wie se wysheid die kruis ons redding is. Here, help ons om te kyk
Help ons om te sien wie U is. Amen. Psalm 22 praat in ons harte oor verlies. Ons wil onmiddellik gryp na elke greintjie positiewe. Veral in 'n oorlog wat eintlik maar oor ons gebeur en waar ons nie eintlik eers voor kon kies nie. Ons wil verskonings maak, ons wil verduidelik, ons wil verstaan, ons wil verlies minder maak. Maar tog, wat maak 'n mens as jy alles verloor? Wat bly oor wanneer jy alles verloor het? Verlies is verlies. En verlies maak seer. Dit kan 'n plaas wees. Dit kan erfgrond wees. Ek sit langs my goeie vriend van my en hy praat en ek hoor hoe hy in sy stem praat en sê ons moet pas naweek moet ons plaas toe. Ons moet die plaas gaan leegmaak. Ons moet dit wat oor eeue opgebou is in familiegeskiedenis moet ons gaan wegpak. Moet ons van gaan ontslaa raak. Want die plaas moes verkoop word. Ons het alles verloor. Alles gaan weg. En dis ons almal se verlies. Ons gevoel aan sekuriteit, die bietjie wat ek nog oorgehad het van pa en ma, die bietjie van herinneringe, die bietjie van die mooi, alles is weg. Stukkie vir stukkie, gaan ons dit weggee, gaan ons dit verkoop, gaan ons dit wegmaak. Klein verliese, groter verliese. Psalm 22 praat daaroor. Vers 2 staan daar: my God, waarom het U my verlaat? Ek bly U ver as ek om hulp roep. My God, ek roep bedags en U antwoord nie, ook snags, maar ek kry geen rus nie. My God, waarom het U my verlaat? En dan onthou ons aan die kruis. Dit begin met 'n diep donker klag. En die rouheid van die verlies word skerp verwoord. Psalmdigter kan nie klein kry wat aangaan nie, kan nie verstaan wat in sy werklikheid gebeur nie. En daar is ook nie 'n antwoord nie. Daar is nie 'n antwoord op hierdie verlies nie. So geliefdes, wat is die verlies wat jy vanoggend op hierdie goeie Vrydag beleef? Verlies aan sekerheid, 'n verlies aan 'n gevoel van sekuriteit, of is dit 'n finansiële verlies, 'n verhoudingsverlies, 'n goeie vriend, 'n goeie vriendin, of dalk jou huweliksmaat, of dalk is jy vanmôre hier sonder jou kinders, of 'n geliefde, of dalk sit jy vanmôre hier en sê ek het maar gekom, maar eintlik het ek al lankal my geloof verloor. Eintlik het ek al lankal verloor dit wat vir my altyd sin gegee het. So dan wil ek vanmôre vir jou kyk en wil ek jou uitnooi en vir jou sê, kom ons bring ons verlies vanmôre saam. Kollektief, ons almal saam met die kerk oor die wêreld heen, en ons kom bring ons verlies na God toe.
Soos wat die psalmdigter sy gebede gesing het, sing ons ook 'n gebed en 'n lied, wat ook iets sê van, ek kom Here na U toe, maar ek kom na U toe met ons gebede, en ons kom ook na U toe met ons versigtinge. So kom ons sing lied 278 en lied 279. Here, hoor ons bid. Here, hoor ons sug. Psalm 22 se klag word vinnig gevolg deur 'n belydenis van vertroue. As kyk na vers 4. U is tog die Heilige. U is tog die Heilige wat woon waar die lofsange van Israel weerklink. Op U het ons voorvaders vertrou. Hulle het U vertrou en U het hulle gered. Hulle het na U om hulp geroep en hulle is bevry. Op U het hulle vertrou en hulle is nie beskaam. My God, waarom het U my verlaat? Ja, Here, ek voel so, dis so, ek gee 'n klomp goed weg, moet 'n klomp goed prys gee. In die binne is dit leeg. Maar Here, ek onthou ook. En hierdie onthou word nie maar sommer net uit die lug gegryp nie. Hierdie vertroue is 'n vertroue nie wat ek maar iewers vandaan by die winkel hier onder in die straat teen goed gekoop het nie. Dit berus op my ervarings van die verlede. Dis van 'n God wat teenwoordig is ten spyte van. Ek onthou hoe die kerk in die moeilikste omstandighede opgestaan het en uitgeroep het. Here, ek weet nie, Here, ek kan nie, maar Here, ons ken nie. U ken my sit, U ken my opstaan. U weet as daar haar van my kop afval, weet U dit. En ek onthou die verhale van oud Israel. Ek onthou toe hulle daar in Egipte was, hoe hulle klippe gekap het en hoe hulle klippe gekou het. Maar Here, U hulle hulpgroep gehoor het. U hulle raak gesien het. U vir hulle gesê het, ek sien jou raak. Ek weet wie jy is. Ek onthou. En dis tog ook waar vir ons wat vanmôre hier sit.
saam as 'n geloofsfamilie, maar ook as individu. Ons kan terugkyk op die verlede. Ons kan terugkyk in Kuilsrivier-Suid 62 jaar terug toe die gemeente begin is. En ons kan onthou in hierdie kerkgebou vanmôre hoe ons baksteen op baksteen gesit het en die verhale vir mekaar vertel. Ons kan weer die video kyk van Dominee Emiel wat hier buite die bome nat gooi en die kerkraad inbegelei in die erediensruimte. Ons het niks gehad nie. Maar die Here het vir ons 'n huis gegee waarin ons hom kan loof, waarin ons hom kan prys. Hy het nog altyd gesorg vir sy kerk. As ek kyk na gister, as ek kyk na verlede week, as ek terugkyk na verlede jaar, na al die maniere waarop God sorg, hoe hy op die kamers van ons harte geskryf het, Kuilsrivier-Suid is 'n gemeente wat omgee. En in die omgee vir mekaar sien ons hoe die Here leef. Onthou ons, herinner hy ons. Ek het nog altyd gesorg. En hoe het julle dit geleer? Julle het dit met my geleer. Toe julle geroep het ek julle geantwoord. Toe julle sondes bely het ek julle vergewe. En het ek weer vir julle gevat, en het ek weer vir julle die woestyn ingedra, en het ek julle deur die woestyn gevat, vir 70 jaar lank, het ek saam met julle deur die woestyn geloop. En as julle vir my vergeet het ek julle weer gehelp om te onthou. Het ek weer vir julle gehelp om te onthou, en te onthou, en te onthou, wie ek is. Dink maar vir 'n oomblik hoe die Here vir ons gesorg het as land. As volk. Kan ons maar die stories onthou van die ossewaans wat gepak is in die Kaap en hier oor die vlakte getrek het, omdat hulle van die vyand wou ontkom, en eintlik die groot vyande in die binneland ontdek het en ontmoet het. Hoe mense en families uitgewis is van siekte en dood, maar hoe hulle dryfkrag en hulle vashou aan die Bybel wat saam in die ossewaan die wakes gekom het. Hulle herinner dit aan, ek is die God wat by julle is, by julle sal bly vir ewig. Hoe ons wêreld gegroei het en verander het in 94 en 95 en 96 en 2000. Hoe ons gedink alles gaan ophou bestaan, hoe tegnologie net gaan stop en alles gaan verwoes. Die Here is God en niemand meer as hy nie. Die Here is God. So die woord van God klink deur die eeue. Oor eeue heen sing ons oor sy bestaan. Sing ons oor wie hy is. Liedboek 388. Kom ons sing die tweede en die derde vers.
God se sorg in die verlede maak natuurlik nie ons lyding in die Here minder nie. Maak nie ons lyding in die Here ongedaan nie. Ja, hy het aan die kruis vir ons gesterf. Ja, hy het vir ons heil verwerf. Maar dit beteken nog nie dat ons lekker gemaklik hier deur die aarde en deur ons werklikheid kan glip nie. Elke tree is met moeite. Elke oomblik wat ons gee, is daar vertwyfeling, is daar swaar kry, is daar nuwe wonde, nuwe seer kry, nuwe pyn. So die psalmdigter, Psalm 22, gaan ook na vers 7. En dan kyk hy, en dan sien hy raak wie hy is. Maar ek is 'n wurm, nie 'n mens nie. Ek word deur die mense bespot, en deur die volk verag. En hoeveel van ons kinders vandag staan in hierdie oomblikke waar hulle by die skool aankom en dan word hulle bespot en dan word hulle verag, dan word hulle misken, verby hulle gekyk, word iemand anders gekies vir die span omdat my pa ietsie vir die skool gegee het. En dan word ons eintlik ook maar soms deur mense verag. Word ek so misgekyk dat as ek by sy deur klop of by die venster klop en my hande by mekaar sit en sê 'n stukkie brood, dat ons vir hom sê, gaan weg man, wees lastig, gaan weg. Vers 8. Almal wat my sien, spot my. Hulle steek vir my tong uit en knik met voldoening die kop en sê, laat dit aan die Here oor, laat dit aan die Here oor, laat hy hom red, laat hy hom bevry. En hy dan, as hy dan so baie van hom hou. Nee. U het my die eerste lewenslig laat sien. My veilig laat rus aan die bors van my moeder. Van my geboorte af is ek onder die sorg, van die begin van my lewe af is U my God. Moet tog nie asseblief, Here, moet tog nie so ver van my af wegbly nie, want my nood is naby. En daar's niemand wat my raak sien nie. Daar's niemand wat my help nie. Dis asof God se sorg in die verlede, dis asof God se sorg daar ver terug eintlik die huidige verlies eintlik nog 'n bietjie meer maak. Want God was dan nou daar in die verlede, nou waar is hy nou? Hoekom hy nou nie? Here, hoekom sien U my nou raak hier? Hoekom, Here, voel ek nie nou, hier waar ek nou is, dat daar in die kerk van my lewe is nie? Ek is dood. Dood vir die kerk. Dood vir die lewe in die kerk. Die kerk het eintlik dood gemaak. Here, ek was van die begin af was ek eintlik U kind. Het U my vasgehou, het U my hand gevat. Toe ek 'n klein dogtertjie was, Here, was U die Vader wat my hand gevat het en my op die skoot getel het en vir my laat veilig voel het. Maar waar is U dan nou, Here? Want die prentjie van 'n God wat afbuk, my raak sien, my optel, op sy skoot laat sit, om my vasdruk, sodat ek jou hartklop kan hoor, Here, ek hoor U dan nou nie, waar is jy nou? En dan gaan die Psalm verder, in Psalm 22 vers 13 tot 29. En dan wys hy vir ons, hoe die psalmdigter se vyande om eintlik kom toestaan, hoe die beeste, en ons wil amper nou sê, hoe hierdie bek en klou seer vol beeste, nou hier om my kom staan, en my toestaan, dat ek nie kan lewe nie, dat ek nie kan asem kry nie.
Soos brullende leeu's wat met oë bekke op hom afstorm, soos uitgestorte water wat in die sand verdwyn. En dan sê die psalmdigter, Here, my bene val uitmekaar, my hart smelt weg, my tong kleef aan my verhemelte, en dan dink ons weer aan die kruis, dan onthou ons weer aan die kruis, hoe hy uitgeroep het, ek het dors. Jy sien, ons kan hierdie psalm anders lees as die Jode van 3000 jaar gelede in hulle tempel. Want as ons hierdie psalm lees, dan hoor ons eintlik hoe Jesus praat. Hoe hy sê, ek sien julle raak, julle staan soos beeste hier om die kruis, julle staan hier onder en julle vertrap alles en julle wil alles doodmaak wat hier is. Ja, ek het dors. En dan gee hulle vir my asyn op 'n tak aan om te drink. Wat gebeur dan? Ons verstaan van verlies. Ons verstaan iets van 'n God wat afgekyk het na mense en hulle raak sien en vir hulle vanoggend kom sê, ek sien julle pyn, ek sien jou swaar kry, ja, ek weet daar by jou werk, gaan daar niks aan nie man, daar kom jy, die voordeurklokkie lui nie meer nie, daar's niemand wat meer aanklop nie, daar's niemand wat by jou kom koop nie, ek sien dit raak, ek weet, jy is tot die dood toe bekommerd. Maar 'n paar duisend jaar gelede het ek al geweet waar jy gaan wees. En ek wil vanmôre weer vir jou sê, soos elke jaar met Goeie Vrydag, ek het my seun gestuur na jou wêreld toe. Ek het my seun na jou wêreld toe gestuur, sodat jy hom kan leer ken, sodat jy in 'n verhouding met hom kan leef, sodat jy kan sien hoe lief ek jou het. Ja, hy moes eers sterf. Ja, hy moes aan die kruis vasgespijker word. Ja, die spykers moes deur sy hande geslaan word. En hy moes uitroep, my God, waarom het jy my verlaat? Hy moes. Want ek het deur hom na jou toe gekyk. Ek het deur hom jou swaar kry gesien. Ek het deur hom jou siekte gesien wat jou stukkie vir stukkie opvreet. Wat jou stukkie vir stukkie doodmaak. Ek het deur hom jou raak gesien. En daarom, Here, wil ons vanmôre net sê, Here God, ons wil maar net eintlik vanmôre op ons knieë neerval voor U. En ons wil net weer sê, Here, o God, ons erken U as die God wat U seun gestuur het, sodat ons die lewe kan hê, en dit eintlik in oorvloed. Kom ons sing lied 390, ons kniel hier aan die voete neer.
Johannes 1 vers 9 sê, as jy jou sondes bely, hy vergewe jou sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Dis hoekom sy seun moes kom sterf. Sodat ons sondes kon bely, sodat ons sondes nie meer tussen hom en ons kon staan nie. En dat ons kan sien, kan hoor, kan beleef, dat die offer aan die kruis vir ons 'n offer tot die lewe is. En dat ons eintlik nou kan leef. Maar dit het nie vir een oomblik goedkoop gekom nie. Hy het vir ons duur betaal. Hy moes in vers 2 uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Hy is aan die kruis bespot en verag. Hy is geskreeu, laat die Here hom red. Laat God hom nou red, as hy dan behaag in hom het. Gelees maar in Matteus 27 vers 43. Vers 19 van Psalm 22 staan daar, hulle verdeel my klere onder mekaar en trek loetjies oor my mantel. Dit is presies wat met Jesus gebeur. En wanneer Jesus sê, ek is dors, in Johannes 19 vers 28, hoor ons Psalm 22, my tong kleef aan my verhemelte. Maar dan eindig die Psalm met 'n belofte en 'n lofsang. En dit moet ons ook hoor. Ook hoor vanmôre. Vers 24. Julle wat die Here dien, prys hom. Vereer hom, nageslag van Jakob. Betoon hom eerbied, nageslag van Israel. Die nood van die hulpelose het hy nie veronagsaam nie en gering geskat nie, hom daarvan nie teruggetrek nie, maar die hulpgeroep na hom het hy gehoor. My loflied in die volle vergadering kom van hom af. My gelofte sal ek nakom vir die mense wat hom dien. By die offermaaltyd sal die armes genoeg hê om te eet, en sal die wat na die wil van die Here vra, hom prys. Mag hulle lank en gelukkig lewe. Mense oor die hele wêreld sal die Here erken en hulle tot hom bekeer. Mense oor die hele wêreld sal die Here herken en hulle tot hom bekeer. Alle volke sal hom as koning erken. Want die koningskap behoort aan die Here. Hy heers oor die volke. Al die rykes van die wêreld sal aan die maaltyd deelneem en hom as koning erken. Ja, alle mense, sterflik en verganklik, sal voor hom kniel. Die nageslag sal hom dien en hulle sal van die Here vertel aan die volgende geslag en die volgende geslag en die volgende geslag. Die sal dan aan die volk wat nog gebore moet word van hulle hierdie verlossingsdaad getuig. Die Here het dit gedoen. Hy het sy enige gebore seun gegee, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe vanmôre weer opnuut ontvang. Vir ons, geliefdes, maak die kruis alles anders. Goeie Vrydag sê ons mekaar, niks gaan ooit weer dieselfde wees nie. Ja, verlies is nog daar. En verlies is verlies. En is sleg. Dis pynlik. Dis elke dag. Maar die kruis sê vir ons, God is hier. In ons verlies. By ons. Saam met ons. Hy huil saam met ons in die nag. 4 uur as ek nie kan slaap nie, dan is hy daar. God is goed. God is goed. Maar hy is goed bekend met ons hinkering na 'n tyd, toe dit ook beter gegaan het. Na 'n tyd, toe God 'n kinderbybelprentjie was, en al die antwoorde eintlik maklik was.
God is ook hier. Hy is ook hier as ons alles verloor. As ons alles verloor het, en ons vra, wat bly oor? Here, wat bly oor? En dan kan ons as gelowiges antwoord vanmôre. Die kruis bly oor, geliefdes. Die kruis bly oor. En in die kruis is die Here teenwoordig in ons wêreld. Ek het vanmôre in die kapel, toe ons praat oor volgende se diens, tussen die medegelowiges vir hulle gesê, ek onthou so 5, 6, 7 jaar terug, het ek Knysna toe gery na die groot brand. Het ek Knysna toe gery na die groot brand om te gaan kyk of my huis nog staan. En toe ek Knysna inry, of eintlik maar daar van Sedgefield se kant af al so op pad is na Knysna toe, en ek sien die verskroeide aarde, ek sien hoe alles weggebrand het, en ek sien dit wat alles so mooi was, so alles goed bekend was, alles so pragtig was, amper asof jy in die hemel is. Ek besef alles is weg. En ons mekaar kyk en sê, alles is weg, is verlore. Het ek so tussen die verbrande huise deurgestap, en het ek onthou ek nou nog die video's van, as ek sien hoe die palmbome, daai vuur daar aan die palmboom se takke, daai sade wat so afgehang het en verdroog het, en die wind vat dit, en dit raak in die brand, en vat hy daai brandende blaartjie, en dan waai vir hom in die geet van 'n huis, en dan sien jy hoe val hy brandende vlammetjie in die geet van die huis, daai plastiek geet, en dan sien jy hoe slaan die geet aan die brand, en dan sien jy binne 20 minute, dan brand die hele huis af. Dan is er niks oor nie. 35 jaar, 60 jaar, sy herinneringe, niks oor nie. En dan stap jy deur die ruïnes, stap jy daar rond, krap jy daar in die as. Ek het die mooiste foto's geneem, daar in die as, van 'n brandlelie, van 'n blommetjie, wat daar opgespring het in die as. Dawid het baie keer die as op sy voorkop gegooi, op sy hoof gegooi, as hy geweet het, maar my lewe is gemors, Here, my lewe is gemors, daar's niks meer sin nie, daar's niks meer hoop vir my nie, eintlik verdien ek niks meer nie, Here, as ek na my eie sonde kyk, as ek na my eie lewe kyk, verdien ek eintlik niks meer, ek het alles verloor. Nee, waar kyk jy? Waar kyk jy vanmôre? Kyk na die kruis. Kyk na die kruis. Die kruis is ons lewe. Oor die kruis moet ons 'n loflied sing. Oor die kruis moet ons meer as ooit sing. Ons moet meer as ooit nou sing. Kom ons luister daarna. Meer as ooit. Julle gaan dit sing, terwyl ons die tafel gereed maak. Meer as ooit.
Ek weet vir my. As 'n geloofsgemeenskap, wanneer ons kom met die brood en die wyn en die getuienis oor die gebeure van die kruis, dan stap ons saam met gewone mense by die kruis verby en dan onthou ons. Ons onthou soos Judas Iskariot, die een wat hom verraai het, dat ons ook, soos baie keer by ander, ook onskuldige mense verraai. Simon van Sirene, wat Jesus se kruis moes dra, onthou ons dalk, weet ons, dat wanneer jy Jesus volg, jy ook uitgedaag gaan word, om ook sy kruis wat joune word te dra. Saam met die Romeinse soldaat, dat ons ook soms afgestomp raak vir ander se nood. Saam met Maria, dat ons mekaar nodig het om Jesus end uit te bly volg, saam met hom te loop. Saam met die sterwende misdadiger, dat 'n regverdige man soos Jesus ook soms sterf, omdat ek daar is. Saam met die Romeinse offisier, dat hierdie man werklik die seun van God is. En nou bely ons ook saam met die wolk van geloofsgetuies in die apostoliese geloofsbelydenis, jy vir ons kan wys, Dirkie. Ons kan dit saam hardop vir die Here sê. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Amen. Ontvang die brood as teken van die liggaam van ons Here Jesus Christus. Ontvang die wyn as teken van sy bloed wat gevloei is vanmôre, sy herinnering van die kruisgebeure.
Daar iemand oorgeslaan met die bediening van die brood, die bediening van die wyn. Die brood wat ons breek, is die liggaam van die Here Jesus Christus, soos wat dit aan die kruis gebreek is. Neem, eet dit, dink daaroor, en glo dat sy liggaam gebreek is, as 'n volle versoening vir al ons sondes. Jesus het aan die kruis uitgeroep, en dit is volbring. En hy het sy laaste asem uitgeblaas, en hy het gesterf. Here, dankie dat U die prys betaal het, met U lyf, U liggaam. Maar dankie Here, dat die kerk U lyf is, wat vandag kan leef, omdat U daai keuse gemaak het, aan die kruis. En Here, leer U liggaam die kerk, al hoe meer, om in selfopofferende liefde vir U te leef, in ons eie gebrokenheid, in ons eie stikkendheid, in ons eie sonde. Here, vergewe ons, leer ons, lei ons. Die beker wat ons met danksegging seën, hou die bloed in van ons Here Jesus Christus wat aan die kruis gevloei het, as 'n volkome versoening vir al ons sondes. Neem die wyn, drink dit, en weet, sy bloed het gevloei, as 'n volkome versoening vir al ons sonde.
Here Jesus, U sweetdruppels het soos bloed geword. U offer was 'n bloedoffer aan die kruis. Here, dankie dat dit gedrup het, gevloei het, sodat ons skoon en rein voor U kan staan. Ja, Here, U het ons skoon gewas. U het ons rein gewas deur die bloed. Here, leer ons nou om getuies te wees daarvan dat ons vrygemaak is. Here, dat ons oorwinnaars is. Dat ons reeds meer is as oorwinnaars. Omdat ons in Jesus Christus glo. Here, help ons elke dag om te onthou dat U ons vrygemaak het. Dat U ons vrygemaak, nie om weer sonde te doen nie, maar vrygemaak het. Vrygemaak het van die las van sonde, sodat ons in vryheid na U toe kan gaan. In vryheid na die wêreld toe kan gaan. En kan getuig oor U redding en oor U hoop. Ons bid dit, Here, uit U genade, uit U liefde en U sorg. Amen. Geliefdes van ons Here Jesus Christus, kom ons staan en sing ons lied 384, Jesus, o dank aan my. As die lied se woorde opgeraak het, gaan ons in stilte hiervan af huis toe. En gebruik ons hierdie dag, hierdie Vrydag, om te dink aan sy genade. Om ons oë weer terug te draai na die kruis toe, om te onthou dat te midde van ons pyn, te midde van ons swaar kry, het hy aan my gedink. Het hy aan ons gedink. Het hy aan ons wêreld gedink. En wil hy ons deur sy kruis wegseën. Mag dit vir jou vandag tot seën wees. Kom ons staan.